Here, wat 'n powerful name, Here. Die naam van Jesus Christus, Here. En Here, die wonderlikste is, Here, ons is entitled om daardie naam aan te roep, Here. The name of Jesus. U het ons gekies, Here. U het ons by die naam geroep, Here, en U sê, jy's myne. Jy is myne. Dankie, Here. Dankie, Here, dat U Jesus na hierdie aarde gestuur het om ons te kom vrymaak, Here. Here, elke ketting, elke boei, Here, elke dolk, Here, wat die duiwel oor ons pad kom. U het gekom om ons te kom vrymaak van dit, Here. En ons staan, Here, in die vryheid van Jesus Christus, Here. Ons staan, Here, want ons mag. Ons mag, vyand, ons mag in die teenwoordigheid van die almagtige God kom, want die voorhangsel het geskeur vir ons almal. Nie verseker is nie, maak nie saak hoeveel geld jy in jou bank het nie, maak nie saak hoeveel skuld jy het nie. Hy het gekom vir ons almal, Here, en ons as gemeente, Here, kies vandag, Here, ons kies Jesus Christus. Ons kies werklik Jesus Christus. Here, en ons streef daarna om in U voetspore te bly trap, Here. Net bid, Here, wees ons genadig, Here, as ons dalk mag mistrap, Here. Wees ons genadig, Here. Dankie, Here, aan daai kruis het U gesê, dit is volbring. Die sirkel vir jou is nou voltooi. Ek het jou kom vrykoop. Wat 'n voorreg, Here. Wat 'n voorreg, Here, om in U heilige teenwoordigheid te mag staan, Here. Amen. Ek dink dit is baie duidelik waaroor ons boodskap vandag gaan, is die nagmaal. Ek het 'n vreeslike bewustheid in my van voor die hele Paasfees herdenking van Jesus se kruisiging, die Pasga wat ons ook oor gaan praat, hoe die Jode herinner word aan hoe Jesus hulle kon vrymaak het uit Egipte. En daai selfde vryheid is vir jou. Jesus het gekom om jou uit jou Egipte te kom vrymaak. Maak nie saak wat dit is nie. Of dit is finansies, of dit welles is, of dit dwelms is, of dit pornografie is, of dit ooreet is. Hy het jou gekom om jou uit jou Egipte te kom uithaal. En baie keer doen ons vir jare lank, selfs geslagte lank, doen ons goed. En ons weet nie eintlik hoekom ons dit doen nie. Dis hoe ons groot geraak het, as chokkertjie, ek onthou, het daai dingetjies so verbygekom, en dan sal iemand nou met die beste bedoeling om ondervat en dop al die glasies uit. So ek het groot geraak in die kerk met nagmaal. Ek is nie baie bewus op die stadium nie, van hoeveel keer daar nagmaal gehou is nie. Ek glo dit was maar 1 keer 'n maand, soos die wonderlike mensgemaakte gebruik is. Ek wil vanoggend vir jou kom sê, sny vir jou los van daai gewoonte. Jy kan by jou huis, kan jy nagmaal gebruik, en ek wil jou aanmoedig om dit asseblief te doen. Hou op wag vir 1 keer 'n maand vir die oulike gewoonte en hulle tweeetjies dek pragtig die tafeltjie en hier's kersies en alles is net te mooi. Moenie na toe kom omdat dit die regte ding is om te doen nie. Asseblief. En ek sê nou vir jou, nagmaal ervaar ek soms het 'n goeie gewoonte geraak.
het 'n goeie gewoonte geraak. Ek sit miskien vanoggend hier en ek weet hier is iets hier binne in my, so 10 jaar en 20 jaar wat ek nou net nie daai ene kan lossny nie. Ek kan nie lekker, maar ek kom want dis die regte ding om te doen. Wat gaan die mense tog daarom sê as ek nie kom na die nagmaaltafel nie? Jy vel 'n oordeel oor jouself. Jy vel 'n oordeel oor jouself. Wat beteken dit as ek 'n oordeel oor myself vel? Ek vel 'n oordeel oor my huis. Ek, as die leier van die gemeente, ek vel 'n oordeel oor hierdie gemeente. Ons moet met verantwoordelikheid hierdie tekens neem. Ons moet regtig waar, en as jy nie weet nie, daar's wonderlike inligting oor nagmaal. Jammer. Die Here sê, of ek ervaar, die Here sê, jy is jouself ligjare vooruit. Ek het vir jou amper weer jou tong uitgesteek het en so 'n bietjie geproe het. Van die groter, oper prentjie. En die Here sê, asseblief, wag vir my, ek gaan jou guide, ek sal vir jou wys. Daar is 'n plan hier, moet asseblief nie vir my vooruithardloop nie. Jy het presies geproe 'n stukkie van die hemel. Ek ervaar werklik waar, dit was amper soos 'n droom of something happened en die Here het net download en ek weet nie of jy weet wat om met al die inligting nou te maak nie. Jy weet, jy moet praat, maar jy weet nie lekker om alles so op 'n pragtige bullet point te doen nie. Alles hoef nie so perfek te wees nie, hoor. Alles hoef nie so perfek te wees nie. Kom ons sê dit maar net soos wat dit is. Okay. So, moet nooit dat ons vir geslagte heen, ag ja, as ek nou dink aan die ou mense het mos met hulle ossewa getrek. Ek dink hulle het so 1 keer 'n kwartaal, maar hulle het groot gegaan. Dit kan ek jou waarborg. Hulle het geëet, hulle het gekuier, hulle het regtig waar oop gewees. So honger en so dors. Toe ons op Calvinia was, hoeveel kilometer het hy oom mee gery? 100, 300 kilos wat hy van die ander dorp die oggend gekom het. En dis niks. Ons is, dis al maar bietjie koud. Jenne. Ek wil my kombersie hê. Ek hoop as warm water by die kerk. Ons is vol fiteriasies. Ek wil vir jou vra vanoggend, skud dit van jou af. Skud al hierdie dingetjies van die wêreld, skud dit af. En as jy opstaan, dan sê jy, Here, dit gaan 'n goeie dag wees. Dit gaan vandag 'n goeie dag wees. En môreoggend dan staan jy op en sê jy, Here, dit gaan 'n goeie dag wees. Ek verklaar lewe oor my dag. Ek verklaar lewe oor my dag. Stel jou voor vir 'n oomblik dat jy een van Jesus se disippels was wat saam met hom daai laaste keer geëet het. Ek was gistermiddag by daai vertoning wat hulle nou so Jesus se kruisiging en al die eerste ding wat ek verskriklik opgelet het was almal wat daai saal auditorium vol gepak het, was hier vir een gemeenskaplike doel. Ons aanbid Jesus Christus. Dit was ons gemeene deler gewees. Almal van ons. Ons ken nie mekaar nie. Ons praat ook nie eintlik met mekaar nie, maar ons weet ons is hier vir Jesus Christus. En ek sê vir jou, kyk maar 'n bietjie na so 'n uitbeelding. En jy kan vir my, dalk is ek bietjie dommer as julle, vir my verstand dis te groot om dit te verwerk dat Jesus Christus regtig dit nog vir my kom doen het. Genien. Ek weet nie of ek my lewe so sal opoffer
vir iemand anders nie. En dan het daai iemand anders in my al so beskinder, my so lekker in die rug gesteek. En dan sê ek, nee, dis reg, Chommy, ek gaan my lewe vir jou gee, ek gaan vir jou vrykoop. Sal ons dit doen? Sal ek en jy werklik waar in die gap gaan staan vir iemand anderste wat jou al in die rug gesteek het? Wat is ons natuurlike reaksie? Ek gaan my naels uit. I'm ready for action. Bring it on. Ek gaan vir jou kloof. Ons loop soms met hierdie weerwraak in ons en ons steel eintlik die blessing wat God vir ons het. Ons is eiehandig besig om dit te steel. Jesus kyk na sy disippels met die wete, hierdie is die laaste keer wat ek en hierdie 12 manne, wat so naby aan hom was, dis die laaste keer wat ons hier saam gaan eet. En hy het geweet wat gaan gebeur. Hy spreek hierdie wonderlike woorde. Wat doen hy? Hy humble homself. Hy's nie soos hulle gister gesê het, hy het nie 'n selfoon gehad nie, hy het nie wifi gehad nie. Hy het niks van hierdie goeters gehad nie. Hy het werklik waar 'n wêreldwye impak gemaak met sy lewe. Kom aan. Wat se impak maak jy? Wat se impak maak jy? Vat nou net vandat jy vanoggend jou oë oopgemaak het tot nou, dit is nou 10:10. Wat se impak het jy al gemaak? Of is jy maar nog 'n bietjie brommerig? Is jy maar nog 'n bietjie moenie nou met my praat nie, laat ek nou eers 'n bietjie wakker raak. Man, ons is so vol goedjies. Ons hou onsself so besig met 'n klomp dinge en dit is net my way of the highway. En as dit nie my way is, dan of ek beskinder vir jou agteraf. Of ek saai kwaad oor jou. Mense moet tog net nie van jou hou nie. Ek gaan jou kry, maar in die kerk, I love you with the love of the Lord. Daai audacity het ek en jy. Daai het ek en jy. Ondersoek asseblief jou hart. Ons het verval in gewoond, ons kom nie eers agter dat ons sondig nie. Ons kom nie eers agter dat ons sondig nie. Hy het homself gehumble, hy het hulle voete gewas. Hy het hulle voete gewas. Vir my nogal ietsie om aan te dink. Ag, en dan sit ons tog so beskimmeld, moet net die voete was in die kerk. Ek hou nie van dit nie. En so wat as jy nie daarvan hou nie? Niemand dwing jou om iets te doen wat jy nie graag wil doen nie. Ek gaan weer sê, hou op dat die ou goedjies van die wêreld vir jou weghou van God. Jy kan mos kies. Ons gaan vanoggend hande was. Jy gaan kies. Gaan ek my hande in die water sit wat 3, 4, 5 ander mense al hulle hande ingedruk het? Daar's 'n hand ook, hier's 2, daar's 2. En so wat? Gaan jy doodgaan? Gaan jy doodgaan? Hoor my asseblief, ek val nie vanoggend jou ek val nie vir jou as mens aan nie. Ek wil asseblief net by jou tuis bring hierdie dingetjies, man. Hou op dat dit vir jou weghou van God af. Hier kan of iets verskriklik groot met jou gebeur vanoggend hier. Of ag, kom ons staan maar in die ry. Kom ons kry dit ook dan maar verby, dan kan ons aan huis toe gaan. Die son skyn daarom 'n bietjie daar buite. Jou attitude gaan maak wat jy ervaar. Ek kan niks doen aan jou ervaring wat jy met God moet hê nie, niks. 1 Korintiërs 11 vers 23 en 24 uit die boodskapvertaling. Dit het alles die nag gebeur toe Jesus gevang is. 'n Rukkie voor hy gevang is, het hy saam met sy getrouste volgelinge geëet. Hy het die brood gevat en vir God daarvoor dankie gesê. Hy breek die groot stuk brood toe in kleiner stukke en deel dit uit. Terwyl hy dit doen, sê hy, dit is my liggaam wat net so gebreek word. Julle sal baie daarby baat. Elke keer wat julle dit eet, moet julle dink aan wat ek alles vir julle gedoen het. Hoor julle wat hier staan? Dit
Hier's hierdie groot stuk brood. Hy breek dit in stukke. Hy gee vir jou 'n stuk en hy gee vir jou 'n stuk en hy gee vir jou 'n stuk. Hy sê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. Wat het deur Petrus se kop gegaan toe ek hier gelees het? Ag Here, as hier nou weer 'n ou stuk groot brood is en nee, ek vat dit. Ek vat dit waar ander mense aangevat het nie. Hou op bespikkeld wees. Asseblief. Hou op bespikkeld wees. En ek wil regtig waar ek praat vanoggend met myself. Ek praat met myself. En sê ek jy moet jou higiëne oorboord gooi? Glad nie. Glad nie. Al wat ek jou vra, asseblief moenie jouself van 'n blessing ontneem nie, asseblief. Jesus het geweet dat sy liggaam so gebreek, letterlik geskeur sou geword het. Kyk maar 'n bietjie Passion of the Christ, kyk maar daai stukkie wat ek die Vrydag hier gespeel het. Hy is vir in 'n weer. Hoor hy is vir in 'n weer. Vir my en vir jou. Met al ons dingetjies. Hy is vir in 'n weer. 1 Korintiërs 11 vers 25 tot 26. Toe hulle amper klaar geëet het, vat Jesus die groot beker waarin die wyn gehou is. Toe sê hy: die wyn in hierdie beker staan vir die nuwe ooreenkoms wat God met julle gemaak het, omdat my bloed vir julle gevloei het. Drink die wyn en elke keer as julle dit drink, onthou dan wat ek vir julle gedoen het. Eet die brood en drink die wyn dus in hierdie gesindheid totdat die Here weer terugkom. As julle dit so doen, is dit so goed, soos 'n preek vir almal om te sien wat die dood van die Here vir julle beteken. Jou gebruik vanoggend van hierdie tekens, is dit 'n preek vir ander mense, sodat hulle kan sien wat het Jesus Christus vir ons kom doen? Is dit werklik? Jy weet mos met watter gesindheid jy na die tafel toe kom. Wat beteken dit vir ons vandag? Die gebruik van die nagmaal beteken letterlik om deel te neem saam met Jesus in geloof aan sy kruis, sy sterwe en sy opstande. As jy hier kom en jy vat hierdie glase en jy vat die stukkie brood, jy klim in daai werklikheid in. Jy raak deel van daai kruisiging. Jy raak deel van daai houe wat so oor die rug gegaan het. Jy raak deel van daai skop, daai spoeg, daai kruis wat hy gedra het. Jy raak deel van dit. Is jy gereed om jou kruis op te neem en my te volg? Dis mos wat Jesus gesê het. Is jy regtig waar gereed om jou kruis op te neem en Jesus te volg? Wanneer jy saam met mense op vakansie was en jy het nou lekker tyd gehad, ons is in Israel, ons het gelag en ons het geskater, ons het baie gemurmureer as daar so 'n stelletjie van so 50 trappe hier voor jou is. Ons het nogal 'n bietjie maar ons is terug in Suid-Afrika 2 jaar later en ons kan nou nog lag oor die goeie herinneringe, die goeie ervarings. Ek sien nou iemand hier in die hoek van my oop. Ek het daai dag, ag, brother, you out of it. Toe die horlosie oor die skip se rand gaan. Ek wil hom nog gryp, maar daar gaan hy. Wie's ek om in te meng in die werk wat God kom doen? Wie's ek as 'n mens? En ons is tog so geneig om net te wil help, om net te wil ietsie doen, om net vir jou te sê, hoor, dink mooi hieroor. Dink mooi hieroor. Hou op jou neus insteek in 'n ander persoon soos God met hulle werk. Hou op. Julle lag saam, julle deel saam, julle maak grappies oor, maar ook swaar kry. As jy saam met iemand deur 'n moeilike tyd gegaan het, dis ook 'n gemeene dele. Dis ook 'n ding wat mense nader aan mekaar trek. En wat gebeur anderste as dit vanoggend hier? Ons kom en ons ervaar daai swaar en daai verskriklikheid. Ons ervaar dit saam met Jesus hier vanoggend. Ons verklaar dit. As ons die tekens vat, ons verklaar dat ons dit saam met hom loop. Wat moedig die nagmaal vir ons aan om te doen?
Wat sê dit alles wat ek nou vir jou gesê het is om na binne te kyk. Kyk maar 'n bietjie, draai jou oë van die wêreld af en kyk jy hier. Is nie altyd 'n aangename prentjie nie, hoor. Dit kan ek jou waarborg. Gaan jy maar so na 'n dag. Gaan jy maar so na 'n dag en lê jou kop op die kussing en dink net so 'n bietjie. Ek is seker van jy raak skaam partykeers. Ek raak partykeers skaam. Ek raak partykeers skaam. Wow, die teks het voor my ingeswaai. Wat was my reaksie? Maar ek moet sê, ek het nogal 'n gewoonte aangeleer en dit was 'n ver pad. Dit was 'n entjie. As hy voor my inswaai, dan sê ek, Here, bless hom. Hou hom asseblief veilig op die pad. En dan voel ek so trots op myself, want ek het dit oorwin. Ek het dit oorwin. Ek het daai uitdaging, daai doring in my vlees. Ek het hom oorwin. En wil ons nie dan beteken vir die duiwel se wela kapella. Want met hoeveel skuldgevoelens sou ek dalk nou weer geloop het as ek nou dalk my koel verloor het. Hoeveel skuldgevoelens sou ek gehad het as ek Woensdag aand nou my metertjie nou maar die dopie afgeruk het laat ek dalk vandag nog geloop het met skuldgevoelens. Dit rig jou om stil te staan en eerlik te kyk wat in jou eie hart aangaan. Dit rig jou werklik. Kyk maar 'n bietjie hier. Om my kom elke Sondag kerk toe, ek lees elke dag my Bybel, ek bid. Ek is okay. Sorry. Jy gaan dalk net die hemel mis. Moenie goeie gewoontes navolg. Jy moet 'n verhouding hê met Jesus Christus. Jy moet jou knieë buig voor die almagtige God. Vergeet maar van daai blinkkar daar in die garage wat tog nou net afgestof moet word as ons nou so 1000 of wat kilos gery het. Hy moet gewas word. Ja. Kyk maar 'n bietjie wat hier aangaan. Baie van ons, as ons werklik eerlik is, het 'n slegte attitude. Ons het soms 'n baie slegte attitude. My vrou en iemand anders het dit ook al eendag vir my gesê. Jy moet pas op jou manier van praat, dit klink nogal, jy kan nogal lekker sarkasties wees. Moenie so smile as ek dit sê nie, man. In jou mind is jy so, ek is okay, ek is reg. Die oomblik as jy gekonfronteer word met dit wat hoe mense jou sien, sy ken my mos, sy ken my, man, op my beste en op my heel verby slegste, sy ken my. Ek kan ook vir alleen vertel, jy praat nie nou die waarheid nie. Wees maar eerlik, kyk maar 'n bietjie na jou gesindheid. Ek sê weer, ons lewe mos in 'n demokratiese land. Ek mag sê, as iets my pla, ek mag sê, maar is dit regtig nodig om met alles elke keer fout te vind, en dit is reg, en dit is nie reg nie, en ag, dit is nie. Wat doen mense? Nee, hier kom my weer aan, asseblief, nee, hou verby. Hou verby. Omring jouself deur mense wat jou geloof kan stig. Dis 'n keuse wat jy kan maak. Dis 'n keuse wat jy moet maak. Omring jou deur mense wat jou geloof kan stig en jou kan ophef. En as daar mense is, as daar familie is wat jou aftrek uit jou geloof uit, dan gaan jy dalk 'n onaangename besluit moet neem en sê, Here, ek was nou my hande in onskuld. Dis moeilik. Dis baie moeilik, veral as dit geliefdes is. Veral as dit ook vriende is wat al 20 en 30 en 40 jaar aankom. En jy moet op 'n dag, Here, hierdie vriendskap het nie 'n goeie invloed op my geloof nie. En jy moet doeteenvoudig jou rug draai en jy moet wegbeweeg. Miskien het jy en vroutjie of jy en mannetjie al vanoggend 'n bietjie geskuur aan mekaar op pad kerk toe. Want ons gaan laat wees, jy moet nou klaarmaak. Kom nou, ek wil ry. Ja.
Ons besef nie hoe ons toelaat dat die duiwel kom steel by ons nie. Ons besef dit nie eers nie. Want dis die samelewing wat ons in lewe en ek moet tog net inpas. Ek moet tog nou net nie uitstaan dat almal my kan raak sien nie. Ek moet inblend. 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 29. As jy dit op so 'n traag my nie-agtige manier doen, is jy amper net soos daardie mense wat Jesus geslaan en gespot het toe hy gekruisig is. Hulle het nie besef wat die dood van Jesus regtig vir mense beteken het. Wil jy regtig soos hulle wees? Sekerlik nie. Kyk dan diep in jouself en soek na die redes hoekom jy die nagmaal eet. Toets jou gesindheid voor jy van die brood en die wyn vat. As jy die nagmaal gebruik, maar jy gee nie om vir wat die brood en die wyn beteken nie, kan dit ernstige gevolge vir jou hê. Jy gee die Here dan alle rede om jou te straf. Nie Petrus woorde nie, die woord sê dit. Die woord sê dit. Jy gee om alle reg om jou te straf. As jy met 'n traag my nie-agtige houding hier kom, jy gee om die reg. Okay, jy mos nou nie kom vra, Here, maar wat gaan nou aan? Hoekom sukkel ek so? Hoekom het ek so baie uitdagings, Here? Sy woord sê vir jou, as jy met 'n traag my nie-agtige houding die nagmaal gaan gebruik, al doen jy daar by jou kombuiscounter. En dan gee jy hom alle rede om jou te straf. Wat sien jy raak as jy binne in jou hart kyk vanoggend? Ek het nou al lekker oopgevlek hierso. Paar goedjies wat ek in my hart al raak gesien het. Wat sien jy raak? Wat sien jy raak in jou hart voor jy vanoggend na hierdie tafel toe kom? Ek wil jou uitdaag. Vra die Here, Here help my dat ek 'n bietjie hierdie hart van my ondersoek. Asseblief Here, die R100 of die R500 of hoeveel ook al wat jy in die dankoffermandjie gaan gooi, gaan dit nie uitkanselleer nie. Jy moet maar deel met dit, al is dit hoe ongerieflik. Die nagmaal dwing ons ook om terug te kyk. Ag jene, toe ek nou hierdie pen, toe dink ek so aan my vrou lief. 'n Goeie voorbeeld van terugkyk is 'n fotoalbum. En sy lag sommer. Ek hou nie van fotos nie. Ek is so geïrriteerd as sy so fotos neem. En toe ons nou nog, ons is mos nou van Standard 4 af. Ek wil my half verstout om te sê, ek dink in ons garage dak is nog 'n paar pakke fotoalbums, daai wat so plak. Hulle is al so oud, hulle plak nie eers meer nie. Maar is dit vir my nogal lekker betekens om te kyk en dit is nogal. Ek het mos hierdie meisietjie gekry met die 2 ponytails hier langs die kant. Ek was definitief baie maarder as wat ek nou is. Dit kan ek nou nie op die kamera sê nie. Maar ek het vir haar blomme aangedra, ek het vir haar chocolates gekoop, ek het al hierdie mooi dinge gedoen. En dan moet ons pas op dat ons nie gewoond raak aan mekaar nie. Dan moet ons regtig waar 'n poging aanwend om nie gewoond te raak aan mekaar nie. En ek wil so ver gaan om vir jou te sê, moet ook nooit gewoond raak aan God nie. Moet nooit jou verhouding met God as vanselfsprekend aanvaar nie. Die duiwel kyk nooit met 'n geruste hart na jou verhouding met Jesus nie. Nooit nie. Ek sê altyd, as die duiwel jou, soos 'n ander tannetjie sê altyd, as hy jou kataza, dan moet jy weet nie wat, ek is besig, ek doen iets wat hom nie aanstaan nie. As hy jou nie pla nie, ek dink dan moet jy begin wonder, is ek mellow? Het ek nou al so tot rus gekom dat die duiwel ding glad nie 'n bedreiging vir my nie. Die kans is goed dat Jesus en sy disippels 'n Joodse Pasga gevier het toe hulle hier geëet het. En waaroor het die Pasga gegaan? Ek het net al gesê. Eksodus 12 vers 26 tot 27 uit die 83 vertaling. Ek het nie dit vir jou gegee nie. As julle kinders sou vra, wat beteken hierdie verpligting? Moet julle sê,
dit is 'n paasoffer aan die Here, omdat hy in Egipte die Israeliete se huise oorgeslaan het. Terwyl hy die Egiptenaars getref het, het hy ons huis gespaar. Ons kom jaarliks en ons word herinner. Ons word herinner dat hy het gesorg dat die doodengel verby my huis gaan. En moet nooit hierdie situasie sien as fisies iemand sal doodgaan in my huis nie. Moenie. Jy gaan 'n baie groot ontnigtering kry. Wat is dalk die dood in jou huis? Is jou verhouding met jou vrou of jou man? Is definitief jou verhouding met jou kinders? Is definitief beslis jou verhouding met ander mense? Is definitief daai haat en daai nait wat jy so 20 en 30 en 50 jaar so koester hier in jou hart in? Moet nooit dink die doodengel gaan my verby want my pos is gemerk nie. Jy het 'n aksie wat jy moet doen. Jy moet vergifnis vra. Jy moet vryspreek. Jy moet jou lossny van dit wat mense oor jou gepraat het. Ek wil vir jou uitnooi, as jy ooit in 'n, kan ek ook nou net daai woord gebruik, in 'n mondgeveg betrokke raak met iemand, jy het 'n verantwoordelikheid om jouself los te sny van die woorde wat mense oor jou uitgeskree het. Ons is mos almal hierdie spiertiere as ons kwaad is. Ons sê wat ons wil, ons doen wat ons wil en ons kan dit nog regverdig ook. Hy het met te nagekom, ek sal dit doen. Wat het Jesus gedoen? Wat het Jesus gedoen? Hy het sy rug gedraai. Ek daag vir jou uit. Jy hoef nie jouself te verdedig met jou tong nie. Jy gaan doodspreek as jy op die hitte van die oomblik uitbars. Ek daag vir jou uit om jou rug te draai en weg te stap. En jy sal proe wat oorwinning werklik is. Jy gaan dit proe. Jy gaan werklik proe wat oorwinning is. Hulle moes aan hulle kinders verduidelik wat die Pasga beteken. Net so is dit ouers se verantwoordelikheid as hulle kindertjies hier voorkom om die nagmaal te gebruik. Jy is verantwoordelik om jou kind te verduidelik. Boetie, sussie, dit is wat hier gebeur. Dis nie 'n lekker sappie nie in 'n broodjie en wat ook al nie. Jy het 'n verantwoordelikheid om jou kind te onderrig. Dis nie die kinderbediening tannie se verantwoordelikheid, dis eerste jou verantwoordelikheid. Dis joune. Dis nie die pastoor of die oom of die tannie by die kerk nie. Dis jou verantwoordelikheid. Ek wil werklik vir jou oproep as 'n ouer, jy het 'n verantwoordelikheid. Jy het mos pragtig hier belofte voor God in 'n gemeente gemaak. Toe jou kind, toe hy gedoop is of hy ingeseën is, toegewy is of wat jy dit ook al wil sê. Jy het beloof jy sal hom onderrig en laat onderrig. Wat is ons gebruik? O, Boetie gaan nou skool toe, hy sal seker ergens in 'n Sondagskool moet inkom. Asseblief man, asseblief hou op so verval in die wêreld en dan sê jy, Here my, hoekom sukkel ek dan nou so? Hoekom het ek soveel uitdagings, Here? Ons wy baie gerieflik daagliks in die kamp van die vyand. By choice. By choice doen ek en jy dit. En dan kan ek nie vir God kom vra, wat gaan dan nie? Kyk na jou hart man. Kyk hier na jou hart. Ruk maar die pleister af, laat die sweer maar oopbars. Hou op goedjies opsit en ontsmet en net 'n nuwe dressing opsit. Ruk hom oop dat die drek kan uitkom. En kom waarlik vry voor God. Jy kan. Dit staan daar vir jou. Dit word vir jou op 'n skinkbord gegee verniet. Jy kan vrykom. Maar dis 'n keuse wat jy moet maak. Jy moet daai keuse maak. Ek kan nie, al wil ek hoe graag daai keuse vir jou maak. Ek kan nie. Jy moet self kies. Jy moet self kies om vry te kom.
Lukas 22 vers 19 tot 20 uit die 83 vertaling. Toe neem hy die brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed wat vir julle vergiet word. Soos jy jou hart voorberei vir die nagmaal vandag, vra jouself af: watter herinnering van God is vir jou verskriklik baie spesiaal? Dink maar, watter herinnering is vir jou baie spesiaal? Ek is nie breekrig as ek die volgende sê nie. Ek het nog al 'n paar aangename herinneringe wat vir my verskriklik spesiaal is. Dis niks met my vrou te doen nie, dis niks met julle te doen nie. Dis tussen my en God. Dit is tussen my en God. Ek gaan my hart voorberei of ontvanklik maak om daai herinnering of ervaring met God te kan hê, of ek kom waarlik op 'n Sondagoggend en hy moet tog nou net hier, en dit is al 10:30, hy moet net nie so lank preek nie, want ek moet tog by die winkel uitkom, ek moet nog 'n middag, ek wil nog die braaivleisvuur gaan aansit. Hou op vir God in 'n boksie druk, omdat dit jou pas. Dit pas jou, dis gerieflik, om 4 liedjies te sing, Bybel te lees, te bid, en 'n paar woorde daarom ook te sê. Dis vir jou gerieflik, want ek is so besig. Ek het so 'n vol lewe. Ek werk so hard. Dankie Here dat U vir my 'n werk gegee het, Here. Hou op fokus op dit wat verkeerd is. Dankie Here ook vir elke uitdaging wat ek by daai werk het, en dankie dat U my die krag gee om daai uitdaging elke dag te kan hanteer. Ek kan dit op my eie, sal ek dit nooit kan doen nie. Nooit nie. Al dink ons is so almagtig. En moenie net ons 'n paar rand in die bank het, dan is ons eers kwaai. Want hoe sê hulle? Geld wat stom is, maak reg wat krom is. Very easy. Very easy. Jou krag kom van God af, nie van 'n mens af nie. Jou krag kom waaragtig van God af. En dan die derde punt is, jy moet vorentoe kyk as jy hier kom. In Korintiërs 11 vers 26 het ons gesê, elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elke keer as jy hier kom en jy gebruik dit, dan skree jy vir die wêreld uit, Jesus kom weer vir jou. Sou jy kies? Hy kom vir jou. As jy dit nie gaan kies nie, gaan jy in die hel beland, en ek dreig jou nie, ek pers jou nie emosioneel af nie. Dis dood eenvoudige, dis nie rocket science nie. Jy moet 'n keuse maak. Ek kies vir God, of ek wye hier in die kamp van die duiwel, because it's so nice en is so gemaklik en is so easy going. Hierdie kant, God te kies, is soms 'n baie opdraandpad om te loop. Hy is nie besaai met roosblare nie. Inteendeel, hy is baie keer besaai met dorings. Hy's baie keer besaai deur dorings. Ag, hier kom die bidder nou weer aan. Ons kan nie nou so lekker kuier nie, wag maar tot hulle weg is, dan kan ons die goedjies uithaal. Maar vir nou laat ons eers maar net gedra. Ag, ek wil nie my ma nooi vir 'n braai nie, ek het nou nie lus vir haar gepreek nie. Dis die realiteit van ons dag. Moenie vir my sê dit is nie so nie. Asseblief, want dan lieg jy terwyl jy vanoggend hier in die kerk van die Here sit. Jy lieg. Asseblief, Nuwe Lewe Familiekerk, ons moet ons moutjies optrek. Dis en hierdie gerieflike, as jy nie 'n begeerte in jou hart het om iets vir die Here te doen nie, you have a problem. Jy het 'n probleem. As jy moet gelek word en jy moet gesmeek word, asseblief, en ag, wil jy nie asseblief kom help nie. Jy het 'n probleem wat nie myne is nie, hoor. Jy moet self verantwoordelikheid vat vir jou saligheid. Ek kan vir jou Sondag na Sondag en hy kan en. Ons kan vir jou Sondag na Sondag
net die waarheid gee, opgeteken in die woord van God, maar die besluit bly by jou, nie by my nie. Natuurlik wil ek hê, almal in die gemeente moet aan die brand wees vir Jesus. Man, ek wil hê ons moet hop, skip en jump, ons moet juig, ons moet ons hande ophef, asseblief. Ek wil so ver gaan om te sê, en saai dit maar uit, hou op so gevrek wees in die teenwoordigheid van die Here. Asseblief, staan op en wys die wêreld vir wie jy aanbid. Die Alfa en die Omega. Nie iemand wat 'n plak in 'n muur kom druk en 'n switch aansit, as dit nie loadshedding is nie, hoor. Hy is wie hy is. Die almagtige God. So baie mense sê dat hulle gelowiges is, maar hulle leef, man, asof hulle nooit sal doodgaan nie. Hulle het net nie einde nie. Dis Vrydag aand, ek werk mos die Saterdag, kom ek druk hom na 6:00 môreoggend toe. En dan sluip ek net gou in my huis in, dat my vrou nie hoor, ek kom in nie. En dan sê sy, waar kom jy nou vandaan? Hou op, asseblief, in die kamp van die vyand. Hulle maak hulle baie tuis in hierdie lewe en spandeer al hulle tyd en geld op goed in hierdie lewe asof dit vir ewig sal bestaan. My geld gaan my reg kry. Ek ken 'n ou, ja, daar's ek 'n bietjie op ys, maar never mind nou. Ken 'n ou, of ek het 'n ou geken, wat sy vrou geskiet het. Sy het gesterf. Hy is opgesluit, hy het gegaan met sy mond en gesê, my beursie sal my hier uitkoop. Dit was sy attitude, my beursie gaan my hier uitkoop. En hy het 'n pragtige 15, 16 jaar gesit. En wat het sy dik beursie toe vir hom beteken? Williekie, hou op jou eie kragte staat maak. Asseblief, buig jou knieë voor die almagtige lewende God. Jou geld kan so van jou af weggevat word. So. As God sien, jy kan nie jou geld verantwoordelik aanwend nie, dan gaan dit weggevat word van jou. Sorry, ek dreig jou nie, asseblief moet tog nou nie weer 10 e-mails stuur en sê, hy dreig my. Nogmaal herinner ons dat Jesus is waarlik weer op pad. Hoe sê oom Angus, I'm a cloud watcher. Nee? Marie, is jy opgewonde om die wolke dop te hou? Is jy 'n bietjie? Ek weet nog wel lekker hier. My huis is nog nie so lekker aan die kant nie. Maak hom aan die kant, man. Hoe moeilik is dit? Maak hom aan die kant. My liefie, Maandag is haar huiskoonmaakdag. En dan sê ek, bly net uit my kantoor uit asseblief. Los net daar. Want sy pak vir hom weg. Ek sê vir jou, en as ek hom soek, dan weet sy nie waar sy hom weggepak het nie. Maar dis hoe ek my skoonpa het vir my gesê, sy's moeilik. Toe ek vra vir hom, oom, kan ek met haar trou? Toe sê ek sê nou vir jou, sy's moeilik. Moet nie by my kom kla nie, hoor. Maar hier is ons 40 jaar later en ons gaan nog. Ons byt nog vas. Is dit 'n maklike pad? Dis soms baie uitdagend. As ek nou dink hoe naïef was ons hier op 1920, toe ons getroud is, en jy dink, wat 'n lewenservaring jy oor die pad al opgedoen het, en hoe jy vandag is. My vrou man, sy's met 'n introvert ouetjie getroud, wat nie geboe of gebaa het nie. Nee, ek kon nie, skool het ek altyd gebid, Here, asseblief laat die klok lui, laat ek hoef môre te praat nie, asseblief net. En moenie dat dit orrel wees nie, even worse. En ja, dit is die pad wat die Here met 'n mens loop. Dis goed om met 'n verwagting te leef. Dis goed. Jy moet met 'n verwagting opstaan. Jy moet sê, Here, vandag, ek kan nie wag nie. Ek kan nie wag om te sien wat U vir my vandag gaan doen nie. Jy moet met 'n verwagting in jou dag instap, dat vandag gaan die Here my kom uithaal uit hierdie situasie uit.
Soms stap jy jare lank, soms jou fisiese liggaam is dalk siek. Maar jy moet met 'n verwagting loop, die Here gaan my kom uithaal. Jou geloof in God gaan jou daar kom uittrek. En ek sê nou nie vandag as jy nou lank siek is en jy het 'n verhouding met die Here en alles is hankie-dorie, daar's ook 'n doel en 'n plan van God af. Hoekom hy toelaat dat jy dalk nog in siekte is. Soms, jong, dan is dit maar moeilik. En 'n mens moet maar baie versigtig wees. Ag, arme ek. Niemand hou van my nie. En almal beskinder my so. Hoorie, gaan maar daar na jou badkamer, kyk jy daar na die badkamerkassie. Daar's 'n spieël op, né? Dan vra jy vir daai ouetjie, wat dra jy by dat jy sulke goed ervaar? Die wêreld skuld vir jou niks. As jy ontnigter voel oor dit, jammer. Die wêreld skuld vir jou niks. As jy nie, hoe sê die woord sê, die wat nie werk nie, mag nie eet nie. Sê die woord dit. Julle geleerdes, sê die woord dit. Dankie. Daar sê iemand ja, prys die Here. Oordeel ek jou as jy nie werk nie? Nee, ek weet mos nie wat jou situasie is nie. Ek sê, die kinders van die Here hoef nie te bedel nie. Dis wat ek vir jou sê. Die kinders van die Here hoef nie te bedel nie. Dis wat ek vir jou sê. Maar ek sê ook vir jou, as die hulp aan jou voordeur kom klop, moenie sê, nee, dis reg. Want jy is te trots om te aanvaar dit wat ander mense vir jou wil gee. Die kerksuster moet net nie vir my 'n sakkie groceries aanbring nie, hoor. Ek gaan net daai vat. Verlede Sondag te besoek ek 'n gemeente. Pragtig. Hier roep die vrou my vorentoe. En sy wil nou vir my 'n woord gee nie. Oh man. Ek hou nie van fotos nie en ek hou nie van aandag nie. Nee. Maar ontneem ek myself soms van blessings baie. Ek kan baie maklik gee, hoor jy, ek sal baie maklik vir jou gee. As ek het, dan sal ek baie maklik vir jou gee. Dis my verskriklik moeilik om te ontvang. Dis baie moeilik. En my vrou het al baie gesê, jy sê nee dankie, maar jy ontneem daai persoon hulle blessing. As hulle wil, asseblief en ek skimp nie vir blessing, asseblief nie. Hoor my hart. Ek praat met jou dat jy kyk na jou eie gesindheid. Wat dra jy so swaar? So ja. So amper val ek. Constantly pretending. Ag. Ek is kwaai, ek is alright, ek smile. Kan jy nie sien hoe goed gaan dit met my nie? Jy dra vir jou sinneloos aan 'n klomp bagasie. Ruk maar die ou sakkie oop. Kyk maar daai goedjies se slag in die gesig. Dat jy kan ligter raak. Jy kan happy-go-lucky wees. Jy hoef nie te pretend om happy te wees nie. Jy kan, dis in jou vermoë om daai sakkie neer te sit. Ag, jy sit hom neer en dan wag. En dan draai jy hom maar weer en dan dink jy op die dag, yes, ek hoef nie. Sit jy hom neer, maar jy hardloop konstant terug want dis jou normaal, wil ek amper sê. Dis amper asof jy dink jy mag nie sonder sorge wees nie. Dit is amper al so ingegraveer in jou. Dit is hoe die lewe is. Dis my lewe. Daar is vir jou volkome vryheid in die naam van Jesus Christus. Sit jou sakkie neer. Kyk. Daar is seker gelowiges wat sê, volgende keer, as hulle nagmaal gebruik, dan sê hulle, volgende keer is saam met Christus. Want ons gaan 'n laaste nagmaal hier op aarde hê, en nog een saam met hom. En hoe weet ek dit? Matteus 26 vers 29. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink.
Jesus het gesê volgende keer is dit saam met julle. En die vraag wat ek laasens vir jou wil vra is, waarna sien jy uit as Jesus weer kom? Waarna sien jy die meeste uit as Jesus weer gaan kom? Amen. Ek kan Johannes so uitsteek en nou gaan ek vir ons die seën uitspreek. Mag die Here ons seën, mag die Here ons bewaar, mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn, mag sy vrede, sy liefde en sy genade een en elkeen van ons kom vul. Amen.